Waar by mense by die huis, baie welkom. Lekker weer hier te hê. Ja, ons gaan vandag nie die goeders regstreeks uitsaai nie. Die rede daarvoor is ongelukkig is die sykwaliteit redelik swak en die irritasie vir die kyker by die huis as die kwaliteit so swak is so niemand lekker nie. Goed, kom ons ek wil reguit en ek moet gesê ek wil reguit praat. Daar's met die nuwe minister en nuwe dinge met Billy is daar 'n groot optimisme rondom. Daar mense wil vloer dit gaan beter gaan. Ons wil almal hê dit moet beter gaan. Maar dan kom en kan praat met Aisha en sê ons stop 'n bietjie 'n pad om te stap. Voor ons wegkom waar jy vandag wil praat. Is daar positiewe dinge wat tans gebeur het? En aan die ander kant is die veel participles nog op die pad. Sien is ja, ek dink wat ons vir mekaar kan sê, weet hoor, kom ben jy julle my hoor met die klank? Goed, ek dink wat ons vir mekaar kan sê is daar's altyd hoop. Ek dink nie ons moet enigstens kwaai van die daaroor, maar ons moet verstaan dat ons is vasgevang op 'n oomblik met 'n bureaukratiese stel. Want nie vir ons werk. Wat bedoel ek daarmee? Ons sit met wetgewing wat argaïs is, wetgewing wat 'n sekere voet beperk. Kom ons kyk eers na die positiewe. Die positief is ons het instof beskikbaar in die land. Die slegte gedeelte is as gevolg van die tyd wat dit geneem het om die instowwe uit te rol. Het is 'n situasie beland waar daar ook ander instowwe ingebring is in Suid-Afrika waar die A&O se variante het. So daar het ons 'n groot probleem. Dan voel ons daarby die feit dat ons nie weet watter virus is waar nie. Ons weet nie wat is waar en ons weet ons het etlike miljoene dosisse ingekry, maar so dat 6 miljoen daarvan kan nie vir Amerika stap byvoorbeeld. En dit is net dood eenvoudig nie goed genoeg nie. Ons is dankbaar, ons het nou gereedskap om hierdie taak aan te pak. Met ander woorde, kom ons sê hier is oorlog. Ons het nou die patrone om te skiet. Maar ons moet weet, waar het ons geskiet? Waar het ons impak gemaak? Waar het ons 'n verskil gemaak? En daar waar ons geskiet het, het ons reg dood veroorsaak. Dit is 'n situasie beveilig, dit is die virus vernietig. Ons weet dit nie. Ons het nie laboratoriums vandag wat vir ons kan daardie inligting gee. So ons is op pad in die regte rigting, maar ons beweeg. Ons kyk net in die regte rigting, maar ons beweeg nog nie. En dit is wat ons moet aanspreek. Dis ons geval. Kom as ek weer kan die gesprek vooruit nie. Dit klink vir my amper of jy vir my sê dat ons het nou privaat of 'n privaat spyt, maar kromkoet lê nog by die regering in terme van bestuur, in terme van toets. Gaan ons moet druk dat dit op privaat kan toets, die ding privaat te stuur. Ons kan nie 'n keuse hê nie. Ons moet verstaan dat wanneer ons kyk na regering, wanneer ons kyk na staat, dat is daar om beleid te bepaal, sekere bilaterale ooreenkomste met ons handelsvennote in plek te kry en aan daardie vereistes en behoeftes tot voldoen. Wanneer ons kyk na 'n baie eenvoudige ding, soos byvoorbeeld die vervaardiging van 'n plaaslik vervaardig en ontwikkelde eetstof, dan is dit ongelukkig net 'n feit. Dis 'n harde realiteit dat regeringsinstansies is nie goed met besig hou. Die enigste regeringsinstansie wat uit en wat goed is, die SARS. Dit is nie goed verby dat hulle goed is. Maar die situasie waarin ons onsself bevind is dat ons praat van plaaslike kapasiteit bou om byvoorbeeld instof te ontwikkel. Ons het nie eens 'n goedgekeurde BSL-3 fasiliteit wat 'n verpligting is waar daardie instof op oomblik vergader word. Ons sien nie 'n behoorlike uitrol is van daardie instof nie, maar dis kan ons hoofprobleem is. Ons het nodig om inligting te hê. Ons moet vandag weet, ons het tens op die oomblik met 2 verskillende instowwe wat veronderstel is om 'n impak te maak, wat veronderstel is om 'n verskil te maak. En wat bedoel ek met veronderstel is om 'n verskil te maak? En die veldtoetse wat ons doen, wat baie amateuragtig is, moet ek ongelukkig sê, is dit so dat die 2 instowwe verskillend reageer. Of dat ek so stel, die diere reageer verskillend op die 2 instowwe. Op hierdie stadium is ons baie onseker, nie seker nou nie, maar is ons nie gemaklik met al die resultate wat ons sien. Maar dit gaan oor visuele waarnemings wat ek skaap. Dit is nie vir ons goed genoeg. Ons moet die nodige monsters na laboratoriums toe kan stuur waar ons uitslae kry. Ons moet weet wat is die titeltelling van die serum van die bloed wat getrek word. Met ander woorde, titeltelling gaan daaroor. Ons wil weet, het die dier 'n genoegsame immuniteit gebou? Dis van die goed wat ons moet weet. Ons het weggetrek en diere geënt. Ons weet nie watter diere is of weet nie waar is die diere wat geënt begin. Ons kan hulle nie moniteer. So dis klare probleem. As ons nou 'n bietjie verder kyk en ons voeg daarby die feit dat wanneer ons met die vervaardigers praat, dan ek het hierdie week die voorreg gehad om met beide van die met die invoerder gepraat, as ook met die ander vervaardiger. Ek het mense van Biogenesis bygehou
2 vergaderings gehad hierdie week en ons het mekaar verstom met wat ons met mekaar gedeel het. Byvoorbeeld, baie Genesis bygehouse mense het my baie duidelik gemaak dat as ons wil 'n impak maak met die entingsprogram, het ons nodig om die diere te skraag binne 3 weke, wel, na 3 weke. 3 weke, 3 tot 6 weke maksimum, moet jy jou eerste skraafdosis kry. Ons almal weet in Suid-Afrika praat ons van, ons wil dit daarmee weer uit voor die 6 maande om het. Dis te laat. Jy kry nie genoegsame beskerming vir jou diere nie. Ons moet verstaan, hierdie is 'n geïnaktiveerde virus. Met ander woorde, dis 'n virus wat verkweek word, dan word die virus doodgemaak. Die manier hoe hom doodmaak is, hulle laat hom bars, ek weet nie presies hoe dit doen nie, maar die selwande van die virus het 'n eie unieke kode op. Dis soos 'n patroontjie. En die liggaam word aktiveer om hierdie patroontjie te herken. Sodra die liggaam daardie patroontjie herken as iets wat ongewens is in die dier se liggaam, dan gaan die witbloedselle ook tot aksie en dan begin daar 'n reaksie te wees wat keer dan die dier daardie siekte toestand dan, omdat daardie siekte toestand uitgedruk word binne in die dier se liggaam. Met ander woorde, ons het hierdie simptome, ons het 'n definitiewe effek dat back and close hier het. Jy gaan ook nie kry dat die dier die virus verder gaan versprei nie. Hy gaan dit nie kan, ons praat van shake, want dit gaan nie so ver kom. Op hierdie stadium weet ons dan ook dat as jy 'n enstof gebruik wat geïnaktiveer is 'n skraapdosis uiters belangrik. Nou is dit in 'n situasie waar ons wil eers na 6 maande 'n skraapdosis toebied. Ek kan jou vat na hoeveel produsente toe, boere toe, wat geënt het en binne 3 weke het die weer 'n keer back and close op die price. Ons weet nie wat set, ons vermoed ons het set 1, 2 en 3. Ons vermoed ons het by die set 1 het ons toeprotipe 3, maar ons weet ons het 'n laboratorium nodig, toegang tot 'n laboratorium, wat nie net vir ons kan sê, ja, die dier is positief of lewe. Ons moet nou verder van. Ons het nodig om te bepaal, presies, wat is dit wat die beeste affekteer. Ons moet ook in gedagte hou, dat hoewel hy nie 'n baie groot impak het op skaap, het die siekte 'n baie groot, of het die virus 'n baie groot impak op die wildbedryf. Dit beteken dat die heeltyd beweeg wet van kriebus is. Dit word nie gestop, die kan nie gekeer word nie, daar baie diere nog gehad, waar wild selfs nog vrylik beweeg. En as jy selfs net dink aan iets soos 'n vlakvark, 'n steenbok, 'n duiker, jy kan daai goed nie binhou, jy moet baie ratse bekwaam wees om dit reg te kry. So, ons is bewus van die uitdagings wat ons het, maar op hierdie stadium gaan ons gestruktureerd moet oorgang tot aksie. Daar's goed wat Suid-Afrika nodig het om in te voer, om hierdie toets te kan doen. Ons het kundigheid in die land. Daar is laboratoriums, daar is privaat laboratoriums. Privaat laboratoriums word nie toegelaat om die werk te doen. So, wat baat dit ons? Dit is so goed soos ons kyk na die ete, ons sien die etenstafel, ons mag dit nie aansit. En dit is ons net nie goed genoeg. Ons het regtig nodig om te step up by die volgende vlak uit te kom van hoe gaan ons hierdie ding aanpak. Enige ding, enige virus, enige oorlog wat jy voer, moet jy toch kan beplan. Jy kan intelligensie wil. Ons moet weet watter virus is waar, watter stryd van die virus is waar. Dit is ook, ek wil amper sê sinneloos, om agteruit te probeer reg. Wat ons in baie gevalle doen, is daar waar die virus gebreek het, op ons soos 'n nagedagtenis, en nou end ons waar die diere reeds die siekte gehad het. Ons moet voor hierdie virus, die blote feit dat, byvoorbeeld die Noord-Kaap is een van die streke in die land waar dit die laaste gebreek het. Hoe het ons dit verkeerd gekry, dat daai virus, met die feit dat ons enstowwe het, nog steeds so kon versprei soos wat dit versprei het. En dis die tipe goed wat ons moet aan aandag gee. Dis die goed wat ons wil kyk. Dit is goed net so. Ja, kom ons begin kom ons gaan terug by die begin toe. Hoe het ons hier bekom? Waar is ons op pad? Ons sien net vir die mense 'n bietjie agtergrond gee van die virus en van ons huidige situasie. Dit is nogal 'n lang pad en 'n uitmerkende pad gewees en ek dink almal van ons het heeltemal optimisme na die ding te kyk en ek dink ons vandag 'n bietjie van 'n vroeë harder geskreeu. Maar ja, as jy vir ons 'n bietjie kan agtergrond gee. Seker, nou wanneer ons kyk na die virus, is dit belangrik dat ons weet dat dit is 'n endemiese virus. Met ander woorde is 'n virus wat in die suidelike deel skiet dit 'n bietjie ete. Right. Goed, die virus is 'n endemiese virus wat natuurlik voorkom in suidelike Afrika. Wat baie interessant is die virus het afgelope tyd ook versprei na elders in die wêreld. Maar dit nog interessant te maak is die feit dat die virus is nie onderstel om te kan versprei deur vleis. Dis 'n absolute myte dat die virus deur vleis kan versprei.
Zodra die PA-proses span dan bacteriën pap die kollaps. Ben ek op resistent nie. So dis 'n virus wat sensitief is vir sekere omstandighede, maar wat hoogs aansteeklik is in die geval wanneer daar 'n poffiekgoed wat die virus se gunstel kom op nou wêreld te kan dan uitspreek. Ek gaan so vinnig net so by die agtergrond gee met 'n paar ander familie vir die mense wie sit baie bos. Nou ek graag hierdie kom by die virus. So dis 'n regte teorie van 'n soort van ja, many program wat ek voorberei. So wanneer ons het agneem dat hoewel hierdie virus 'n natuurlike verskynsel is, dan is dit ook so dat die virus word maar eintlik deur mense versprei. Daarmee sê ek nie mense dra die virus nie. Ek weet daar is naamkosse gebeur hulle, want ek kom nie self facility, maar dan daardie virus met sekere tydperk binne mense lig wees, sien as holders kan nie meer. Maar kom ons kyk bietjie na die siege van die mense. En dan ons in die konteks dat se kan taalse situasie. Daar's 'n paar van dat mense dink. Een van die belangrikste groepe van mense by natuurlik vir lewe. En wat is dit is wat ook die mees basiese instinct om te kalkuleer. So wanneer ons kyk na wat bygedra daartoe dat die virus versprei het, dan is dit so dat vir mense om te oorleef, moet 'n sekere goed gedoen. Hulle moes beeste verkoop. In my geval, ek het min geld in die bank, maar ek het 'n paar beeste die vel. My beeste was my lewensmiddel. Dis maar met my weet. Dis waarvan ek besig. So ons het so 'n paar vriendjies in gedagte hou dan beloning dit belangrik om mense ook goed te voel. Dan hy dopamien afskeiding wat plaasvind en dan wil jy graag natuurlik goed verby. So jy wil verdediging te volklik vir my. Nou hoekom ek hierdie goed doen? Kan jy my worry? Skets, kom ons kyk nou op die skerm met meer tand en kry. So goed, kom ons kyk op dit is ons nie klank by die gang kan kry. So wat dan ook van belang is dat ons moet nou net 'n paar voetjies in gedagte hou. So wat bygedra het tot die krisis waar ons sit is dan konstante konflikte tussen die regering, tussen die bedryf, bureaukrasie, wetgewing, ou argaïese wetgewing, alles wat daarmee saamgaan. En het dit ongelukkig in 'n baie groot mate het dit aangesluit by die hele kwessie rondom magsbeheer. Met ander woorde, die bureaukrasie, die huidige wetgewing, dit is sekere hoeveelheid bewaf wat sekere in die nuwe instansies toegedeel is, dit moet been verkoos raak. Die suksesvolle uitrol van 'n bekampingsprogram, 'n strategie. En dan natuurlik Kom ons, ek wil van jou hoor. Ek weet of jy 'n ryder spraak, maar jy maak so teen jou lippe probeer en so noem ons nou en dan. Magbeheer lyk vir my of dit een van ons grootste struikelblokke raak. Asof dit nou 'n georganiseerde landbou is en of dit by die staat is. Dit voel of almal gryp na mag en dit voel as ek wat 'n bietjie van buitekant af kyk, voel dit vir my of die mag gryp besig is om een van ons grootste probleme te raak. ja, ek moet 100% met jou saamstem. Dit gaan egter nie net oor die feit dat mag gegryp word. Dit gaan oor die feit dat saam met mag, 'n sekere magsposisie, is daar 'n hoeveelheid monetêre vergoeding op salarisse wat daar gekoppel is. En die groot probleem waarmee ons sit is die feit dat tesame met dit is dan nie verantwoordelikheid. So dit is een ding om die mag te hê, maar die eintlik 'n probleem vir hom in die leer daarin dat persone hoef nie vandag verantwoording te doen. Dit is dan onthou 'n baie bekende persoon in die landboubedryf het gesê, over my dead body, South Africa will vaccinate the enemy. En daar was geen wetenskaplike ondertoon op basis gewees vir daai stelling. Dit was net 'n geval gewees van, I don't agree with it, I've got the power, I have the authority, I will not allow this. En dat ons in 'n bestel is waar een individu soveel mag is absoluut onaanvaarbaar. Ongelukkig, ons pluk vandag die brandvrugte. So dit is presies die situasie waarin ons is en wat ons ongelukkig gebeur. Kom ons maar voor, ek gaan probeer om jou minder die rede te val. Dit is dit sinvol is, dit beteken vir mense iets dan vra vir my asseblief. So saam met dit is dan nou die hele kwessies ek sê rondom respek en erkenning en dat wat ons ongelukkig en ek moet sê as ook al in die beskryf kan oor hierdie hele ding van dra want ek sal jou kry. Dit is ongelukkig deelgebod van dit waarna ons dit wat ons beleef in die andere party. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Ons kom nader aan die kronologie. Nou hoe hierdie nagmerrie dat hom ontvou. Nou wat gebeur het is dit weer ek sê
Black and Crowseer is 'n endemiese siekte. Hy was sluimering gewees vir jare. Maar wat in hierdie proses gebeur het, terwyl ons gedink het die siekte is sluimering, het die virus gemuteer. Hierdie is 'n RNA virus, wat beteken dat wanneer jy kyk na die twee stringe, daar lê 'n gelyke getal oorbesomet Ebola is aan beide kante. Die dit maak as hierdie virus die hele tyd kap dan ander. Hy hou self interessant en baie uit daar. So dit is belangrik dat hy dit net verstaan van die virus. En dan die ideale vervolg op gestalte van wat nou gebeur. As gevolg van beleidsgewaarwording het ons in hierdie situasie beland, in hierdie penskodelike situasie. Institusionele ineenskoping, gaan ons 'n bietjie uitbrei daarop. Instansies wat dood eenvoudig nie die masker wil kry, wat hierdie werk op doen. En dit is vir ons 'n reuse krisis. Ons het as ware die perfekte skoring kopieer binne hierdie ideologiese bol wat besig was om te bou, brug of te bou, iets te ontwikkel. So dit is alles dinge wat bygedra. Dan sit ons by geouderde wetgewing. Dit so 'n bietjie stilstaan wat weet by die wetgewing. En dan natuurlik die apatiese houding en sien. Weet ons sal daar uitkoog. Ons gaan dit doen. Heel van die idee wat ek gesien is dat so baie van die besluitnemers in ons reis het nie soos ons kan sê skielik van business. Dis baie maklik om te sê ons sal hier by uitkom. Ons sal dit afvoer. Van mevrou, as dit jou voor te staan, jou oorlewing, jou finansiële oorlewing aanraak, dan kyk jy bietjie anders na ding. En dan natuurlik gebrekkige samewerking tussen verskillende organisasies binne landbou en dit ons is heilig met op 'n laagte as in Suid-Afrika wat dit gebeur. Kom as ek gou by jou hoor, as praat van 'n mutasie van 'n ding wat kan aanpas, wat weerstand kan bou. En nou sê vir my vroeër vir my gesê ons spyt nie reg nie. Ons volg nie vinnig genoeg op nie. Is ons besig om nog 'n storm te kweek? Ons is presies besig om nog 'n storm te kweek. Daar's 'n paar redes dat daarby bydra. Die feit dat ons nie op die regte manier doen in terme van die koorstrook vanaf die verskaffer van die skop. So dit is al reeds 'n probleem. Soveel vir 'n probleem want ons het die verskaffer gevra om hulle voubiljet wat hulle het, elke gepakke keer dringend aan te pas, want hulle was onder indruk. Hulle was onder indruk gewees dat hulle spuit naïewe diere in sekere gevalle, maar dan ook nie as die virus ten woorde. Dis maar een van die feit. So ja, om dit te antwoord, ons is besig op oomblik as gevolg van die praktyke wat ons geloof is, as gevolg van die feit dat ons nie alle diere het, betyds en betyds ophou, is ons besig vir hierdie monster bovenop die kop. Dis presies wat ons is. Okay, so kan almal van Kobus duidelik hoor. Okay, ek wil net seker dit voel, ek kom nie hoor nie. Goed, ons probeer. So right, kom ons kyk net 'n bietjie na een van die hoekstene van enige diereproduksiestelsel wat absoluut dis van kardinale belang want dit wegwerk. Daar kyk ons beseker na die veeartse leidkundige strukture wat ons het binne Suid-Afrika. En dat is dit ongelukkig so dat wanneer ons kyk na onderste poort, dan moet ons verstaan dat onderste poort gevang sy vervaardigingskapasiteit is dood eenvoudig net nie op standaard. Ons kan nie verwag dat 'n navorsingsinstituut, die instansie, nou skielik moet vervaardig. Ek weet in die verlede was dit 'n realiteit geweest, maar die waarheid is, onderste poort se vervaardigingsafdeling vandag, wat hier is aan die Landbou Navorsingsraad, is nie eers 'n goedgekeurde infrastruktuur. Daar waar die vervaardiging kan doen word, voldoen dit nie aan WSL3 wat baie level 3 se standaarde is. So ons is besig om 'n ding te bou en dit se rein op 'n perseel wat nie goedgekeurde daar word. Voeg daarbey die feit dat ons laboratoriums het, kundigheid en verskillende plekke in die land, maar nogtans kom ons nie daarby uit om dit reg te doen. Konsekwent doen jy op private laboratoriums wat byvoorbeeld werk mag doen om 'n spesifieke misgeboorte. Besmetlike misgeboorte is in so goed dis ek kan ander woorde sê iets wat voorgedra word aan mense. In Suid-Afrika maak ons besmetlike misgeboorte loop by sekere private laboratoriums, maar back at close wat sien en fuck hier by mense. Dit mag ons nie doen. Vaste fasiliteite waar ons kan doen. Hier is die onderste poort en ander is binne die Kruger Nasionale Park. Dis die enigste plekke waar ons wettiglik vandag mag werk doen op back at close. Maar ons regtig mag kyk en vra vir ondering van aan bloed en serum en ander fikatief. Die uitdaging wat ons mee sit egter is dat al wat ek by jou kan sê is, ja die diere het gehad met die diere hier.
Dit is net dood eenvoudig die effektief nie. Ons kan nie met so 'n tipe halfgebakte aanbreek. Dis hoe sy is. Goed daarbey die feit dat ons nie weet van waar kom die vuur. As ons kyk, wanneer ons kyk na bewegingsbeheer, geskikte identifikasie karriere verpligte na speelbare. Ons moet weet watter diere is wanneer geëet met watter tenstel. Ons moet hierdie twee eetstoffels per mekaar kan gelyk regtig bepaal wat is dit kan 'n tans. Dat was regtig 'n verskil mag. So daarom reeds het ons 'n groot uitdaging dat die stabiliteit reg hanteer word. Kom ons gaan 'n bietjie ver. Kom ons ek wil gou by na sfeerwaar uitpraat. Nou, ons sit ons met stelsels en ons kry op die huidige stelsels groot teekatting. Wat beskikbaar is. Ouens sê maar ek is nie bereid om my inligting met van hierdie ek weet nie hoe mense hulle moet noem nie. Al kry ek 'n bietjie moeilikheid. Maar die realiteit is daar 'n groot teenkanting teen die stelsels. Mense wil graag weet waarom. Waarom dink ek is daar het ons 'n goeie rede waarom. Maar tweedens, wat gaan van my data word? Wie beheer my data? Wie gaan geld maak uit my data uit? En gaan ek dan die terug kry vir daai data? Want as jy my data gebruik en jy maak gaan uit, waar's my gedeelte? En dit is die vraag wat gevra word aan die RPO, aan die RMIS en ander stelsels wat in die land uitgaan. Wat is die plan agter hierdie stelsels? Het ons 'n plan wat jy voel, Monique het ons sê alle stelsels wat in die mark inkom en ek voel dan moet soveel as moontlik wees. Ek dink 20 of 30 of vir elke area moet ons eintlik 'n stelsel hê. Het hulle planne te sê ons gaan hierdie is die kriteria waar die ouens moet voldoen. Hierdie is die reëls wat die ouens mag doen met die data. En hierdie is die uitrol van dit en die agtergrond wat hoe sê die verification check van die maatskappy om seker te maak dat hierdie eerlik is. Het hulle so planne vandag daar? En ja, dit weer as net so planne gedagte. Ons het sover gegaan as om reeds seker goeie plekke te stel. Maar kom ons kyk bietjie na die tot detail maar ek kan net vir my vra. Ek kry daai selfde vraag. Ek is ook 'n produsent en ek het ook waar dieselfde plaas. Wat vir my baie belangrik is en wat my baie duidelik was dit afgelope tyd is dat ons het regtig nodig om uit te spring en te sê maar put, moet iemand anders my heeltyd kom bedien? Iemand anders heeltyd vir my die oplossing aan gee. Of daar pieker verantwoordelikheid op te staan en te sê maar weet jy wat, ek is deel van hierdie bedryf. En omdat ek deel is van hierdie bedryf, gaan ek deel word van die kos. In ander woorde, wat bedoel ek daarmee? As jy vir my sê jy moet, kyk as jy vir 'n doel sê hy moet, dan word hy nie. Ek moet nie. En ek dink net dat dit is onregverdig om te verwag dan boere moet tot middag van die net inval van saamwerk. Daarvoor het jy behoorlike inligting op alles hier. Met ander woorde, wat wil ek bereik? Ek wil dit bereik en om dit te kan bereik, moet ek seker wees ek wil doen aan sekere minimum voorwaardes. Wanneer ons kyk na speelbaarheidstelsel, is dit ook belangrik dat soos wat ons met die enstowwe weer as die enstowwe beskikbaar hê, wil ek waar platforms en saftebare pakkette betref, wil ek ook weer 'n keer die keuse hê van wie wil ek waar gebruik. Maar dan is dit belangrik, jy moet verstaan dit is soos die bankfees. Ek kan kies by watter bank ek bank. Daar is verskeie banke wat ek van gebruik kan maak. Maar as ek van bank A na bank B, dan wil ek betaal, ek is by bank A, ek betaal nou jou wat by bank B is. Dan moet daar 'n stelsel in plek wees sodat die banke met mekaar aanvraag. En oor dit is so baie. En dit is wat die mense baie keer nie verstaan. Spesifiek die platform wat die RMIS ontwikkel het, in Amerika, die RMIS sê jy om te sê maar dit die DLP. Die RMIS is topies veronderstel om die voedkrale te wees. Die RMIS is daar om die bedryf te dien. En as ons as bedryf nie opstaan, dan is regmatig tyd daarin nie, dan het ons 'n probleem. So ons dit dalk in eie boesing sê vir waar gaan ek my betrokke wees? En dan met ons bede ooreenkomstig kundig. Nou is die probleem baie groot. Ons het nie rubrieke gebede. Jy sal maar ons nie lede het gebede op normaliks, maar dis nie efies kon. Ek voel as jy 'n eienaar is van gesplete hoendiewe, dan moet jy eers kan behoop en nog geld kos ook nie, maar iemand moet vir jou opstaan
En jy moet self, waar iemand of hier wat vir redelik opstaan, 'n mandaat dit beteken ons as produsent gaan moet bekyk. Ons kan nie heeltyd wag op almoes sê. Wag jy met niks nie. En hoekom ek dit sê is ek wil graag iemand uitkom by die situasie waar jy kan sê, goed, dis die behoefte. Wat is ons behoefte? Ons behoefte is ook aanspreek. Ek wil graag my kinders beskerm, maar ek wil ook graag hoë waarde produkte produseer. Ek wil daar hoë waarde produkte in 'n internasionale mark kan aanbied aan die plaaslike mark te haal. Ek wil graag vir hoë waarde snitte 'n premie kry. Ek wil graag vir die balans van die tarkas goeie geld kry. En dit beteken dat my produk elders meer. Ek kan dit nie die plaaslik bemaak op Aldo. En dit beteken met wending dat die ou ek wys 'n besigheid en jy geld behaal. Dis die ou dat die fees daar. En dit is so dat vandag aanspreekbaarheid speel 'n baie groot rol. Is belangrik vir die verbruiker. Veral wat die verbruiker wil sê. Hy wil kan weet wie produkte spy. Wat is sekere residu-toetse wat genoem kan word, was dit nou wel doen van tyd tot tyd om te bepaal hierdie dier antibiotika of as jy dit nie stel, pos nie kosteer, maar wat 'n ander rede pas al, wat is aan die kant en dan moet daardie benukte teruggespoor kan word na die plek van oorstap. So dis belangriker dat ons nie net besluit ek is daarteen nie, maar dat ek eers besluit tot wat is die rede waarom ek dit doen. Die ander argument wat ons altyd opper as sê ek my goed, maar kan ek neet kry vir my die, kan ek neet kry vir my kalf of vir my katkans of dit supers ontslag. En jy moet vir jouself vra, gaan jy onmiddellik neet kry of kan ek myself meer volhoubaar maak? En kan ek dit later kan koppel aan 'n gehaltemerk? As jy vir resultate doen en dit aanspreek, is natuurlik die vervanging van die huidige fasilitasie met 'n vleisgraderingsstelsel. Dat ons waarde en eintlik gaan dit oor die voorspelbaarheid van 'n produk, dat ons dit kan aanspreek. Want daardeur kan jy verdere verbruiksgestudeer en behoort jy vir 'n konstante, verwagte, aangename eethuisvaart premie te kry. Want nou wil ons nie die hoender aan hom nie, maar ek soek die eie. As ek die eie red, is dit haastig, gaan nie die natuurlik. Ons moet volwasse kan wees, hierdie is dus in te sien en jy verstaan. En dan sal ons regtig kan pak maar wat dit betref. So, jy het 'n ander ja, en net aanspreekbaarheid, die identifisering van diere, wat is wat daarmee sal, dis 'n belangrike ding. Daar is baie sekerhede daaroor, maar ons moet eienaarskap hê van ons bedryf. Kom ons sorteer dit uit. Kom ons praat oor hierdie. Kom ons maak seker dit wat ek nie antwoord nie, so kry die antwoord. En as ons dan daarmee saamstem, dan nie nodig. Ons kan nie anders doen. Wanneer ons gaan kyk na waar daar suksese was in die wêreld, kyk na dinge soos polio voorloop. Hoekom is polio basis takeaway? Dus omdat die wêreld se mense, die wêreld verpulker, het effek om iedere gesin nie dis druppels op nie gelyk, maar as hy geen stop. So ons weet inenting is 'n proses wat gewerk. Ons het egter nodig om te kan dit op 'n manier demonstreer te kan weet dat ons alle diere beïnvloed word. Dit sit nog steeds met produsente wat die vloot en so want weier om dit te doen. Die taak wat we gaan speel is wat ek hier vel. So ons moet ernstig wees ons besluit waar is ons op pad dat ons bedryf. En dan wil dit ons in die stap doen. Kom as ek sê laaste vraag rondom dit. Dink jy en ek gooi dalk 'n klip in die bors en ek dink ek dalk die dag in my kop gesit ek vir Benny daar sien. Maar dink jy nie ons georganiseerde landbou is volwasse genoeg en hulle aparte stukke om so 'n platform te gee waar die ouer stem het en te sê maar dit is waar my data dalk bestuur moet word nie. En beheer moet word dat dit binne in hulle gebeur en hulle kan daai platform aanstel by hulle kan sê hulle lede het te sê daaroor en as hulle nie daarvan hou nie kan hulle later dit omdraai in plaas van dit op een sentrale basis lê. Ek het nie 'n probleem met die feit dat dit op een sentrale basis lê nie. Ek wel 'n uitdaging sien met die feit dat ongelukkig geborduseerde landbou in Suid-Afrika het ons verwyder geraak van tas. Dit help nie ons van hoog onder te raak aan die boere. Die boere op grondvlak, die ou wat fisies die siekte sien. Ek het gesien hoe my kalvers vrek. Ek het gesien hoe my bulle vrek. Ek weet wat beteken die sektor. Ek het die impak aan my sap en my lyf, my emosionele laastap toe. So die probleem wat ek in georganiseerde landbou volledig het beheers het vir alles en dit noodsaaklik wil ons georganiseerde landbou te ryk maak.
Maar wat ons nodig het is, moet die ou op grondvlak verloor. En baie van die mense, ek wil nie graag aan ander bedryfsliggame se belang toe, maar hoeveel van hulle het regtig gelede wat dit minste was? En hoeveel van die ouens wat ons vandag regtig gebeur bedryf, het beeste betoot. Hy praat oor beeste, maar hy besit nie wat dit is. Die need to have skin is good dis. Dis ongelukkig vir my 'n baie belangrike aspek wat ek wat aangespreek moet word. En slegs wanneer jy met mense praat wat regtig eienaarskap het, dan kan ons stolder. Hierdie stadium het ons geweldige kundigheid, ons is gedisorganiseer, ons werk nie saam as 'n eenheid nie, en hoewel ons ekstowwe beskikbaar het op papier, help dit nie as ons 'n tipe van water uitgewol, ten einde 'n doelwit te bereik aan die hand van 'n strategie wat in 'n probeer plaas te word. Hi Chris, kom maar voort. Ek dink ek het nou klaar weer genoeg gevra. Dat jy 'n bietjie verder van die mense 'n bietjie meer agtergrond gee oor presies om wat nou aangaan. Die volgende skyfie waarna ek graag wil verwys is toeval in beheerde gebiede. So ons het die sogenaamde rooi areas gehad, gebiede waar beeste hier kind gespeel hoe nie hulle uitpad beweeg het. Maar wat het gebeur? Die Heiningse-Kreerpark in vervaarlike raak. Van die beeste van die kommunale boere rondom die Kreerpark was binne die Kreerpark. Daar is nie veel voetjie daarvan, as nie bewyse daarvan. So ons het in 'n situasie beland waar diere gekontamineer was op direk vertiesnel was aan die draers wat gespreide van die virus. Hulle het die virus gekry. Daar was nie behoorlik kwaliteerende beheer van daardie diere, van daai areas. En die rede daar, kom ons kyk wat was die rede gewees. Dit van oor gebrekkige handelsmoonthede. Met ander woorde, die kommunale boer en die bees is daar, sy bees is siek, of hy's in 'n area waar hy nie sy beeste kan verkoop. Hy kan kom nie al die beeste opvee. Nie belang dit keer 'n bees, dat jy 'n paar beeste. Dis jou broodbode, dis waar jy lewe wil maak. Ons stelsel het ons ook in daardie paal. Maar gevolglik was daai oues beeste gesmokkel het. Ek hoor dit by Ventersdorp, dit vertel report die Stroomwag nie. Die eerste uitbreek is bona besigheid. So was nie die eerste uitbreek het bona besigheid. Maar as gevolg van beeste was in hierdie sogenaamde rooi gebied gesmokkel dan. Op geld en geld. Kan jy ou kwalig neem as hy nie alternatief het nie? Dit is deel van die vraag. Dit help nie. Jy het 'n baie sterk opinie, maar die ou het nie 'n keuse. Dis hoekom ek aan die begin gesê het, jy moet oorleef. Wat dryf mens? Jou keuse is om te oorleef. En dit gaan jou buite terras aan God terug. So dis ongelukkig aan die groep wat gebeur het. En dan ons wat ons gesien het. Die ding wat vir my steen dis also iets is wat ons nie bewag gaan verander nie, is ons absolute archaïese benadering tot die krisis waar ons sit. Om vanaf daar op. Ons sit met vergouderde wetgewing. Bepalings van die wet op diere siektes, wet 35 van 1984 byvoorbeeld, wat soveel mag gee as individue aan enkel persone. Ons sit in 'n situasie waar werklik is meldbare siekte en alles wat daarmee saamvang. Maar kyk wat die implikasie daar was. Ons kan dit nog 'n bietjie verder. As ons met die medisyne wet, moet dit teen van 1965. 'n wet wat ouer is as ek. Daarvolgens moet artikel 21 invoerpermitte verkry word. Dat is almal mee saamstek, dan moet orde wees. Maar ons het kan na die ICD, ons het 'n voorstel gemaak dat ons uitkom by 'n standaard operasioneel waar volgens invoerpermitte uitgereik word. Nogtans het dit maande gevat om dit in plek te kry. Want daar was terugleiding van magsmisbruik, hy wraakgedagtes, alles wat ek in die begin af verwys het. Dit kon ek alles die rede is, kom ons so lank gehad het om permitte te kry. Die vraag wat gevra was, want dit dan met verantwoordelik gehandel word in terme van is daar matching tests en byvoorbeeld op die instelling wat ingebring. Ons vra terwyl ons nie eers die monsters van ons virus by verwysingslaboratoriums in die Kobra elders in die wêreld het. Dis die vlak van professionaliteit wat moet bewaar is. Alles uit hoofde van dik. As ons kyk na daai artikel 21 wet, jy kan nie daar weer verbykom. Nou wil ons graag titertoetse doen. Titertoetse om te bepaal het die enstof van ons weerstand opgebou in die niere. Ons kan nie daai toetse doen nie. Ons loop maar hulle het. Hoewel ons weet ons sit op gevalle waar 3 maande nadat die ure geen is, hulle weer skik. So die praktyk wys ons dat dit nie reg is. En so kan dit voortgaan. Ons het wet op die beheer van plaasvoere bemestingsstowwe, veemiddels en landbouplaagvlieër, ons praat van wet 36/74. Nou daardie wet
is gebruik vir sekere goed, soos byvoorbeeld die registrasie van die onderste poort eetstoppe. Onderste poort eetstoppe is in terme van daardie wet geregistreer, want dan hoef nie al die vereistes te voldoen. Hierdie is amper soos boererate en daai tipe van goed. Dis die wetgewing wat kunsmisbeheer. Ons het die 2019 se weerlikheidsplan gehad wat afgeteken was wat vir plek was. Absoluut drakonies. Hoe styg jy 'n plaas te 12 maande plus? Is dit in 'n regulasie staan? Daai tipe van goed. Daai onrealistiese backings ou vryheidswet. Wanneer ek het agter byvoorbeeld ek het 'n vergadering gehad met die Maartmaal met die hoof van die biosekuriteit in Suid-Afrika, tesame met van haar senior personeel uit verskillende provinsies. En hulle het vir my gesê, onder geen omstandighede sal beeste wat Black & Co gehad het, ooit weer vrydag mag verwandel in sy afgevas. Ek vra toe wat bedoel julle, wat ons doen, is die altyd baie eenvoudig. Die hier is vernietig word. Dink hulle oor wat hulle sê, verstaan hulle interpretasie. En die rede hoekom hulle nie weet wat aanvang is, omdat die maatreëls in die artikel 219 die weerlikheidsplan, dit drakonies was, noem maar gou aanmeld. Jy was baie vraagverseker later. En dan sê ons natuurlik dat die volgende baie frustraties is, en dis die feit dat die provinsiaal is, die verskillende EBC's en die Oostasiaanse provinsies prakties vaarvol nasionaal. So daarvoor weer is die republiek. Daar's nou nog veel Oostasiaanse wat die bye op die huidige bepalings van artikel 19 permitteer. Is dit verder of kan die aan nasionaal te verslag te regel vir te wys, ek kon op dit ons gesê. Daar staan is baie duidelik. Onderste poort even meer vaksine geregistreer terme van wet 36 maar heeft 7-4. Hierdie is feite. Dit is hoe dit gaan. Dit is hoe dit staan. Hierdie is die contingency-plan wat hulle nie van wil afwyk nie, wat absoluut drakonies is. Dit is die uitdaging wat ons besig is. So, wat is die gevolg daarvan gewees? Ons sit in 'n situasie waar ons 'n oplossing nodig, maar op die oomblik ontneem ons die private sektor die geleentheid om hierdie kan nie oplos. Dit sluit aan by wat die net mevra. Moet ons net kyk na landbouorganisasie. Wat is die meer gestruktureerde op 'n KNCF te werk? Dis tyd dat ons eienaarskap op ons bedryf. Dis wat ons wil. Aspek 12 rondom die nasteeware. Amende kan sê, dis 'n pektaal. En kom ons formaliseer, kom ons formuleer 'n oplossing wat ons werking kan stel om ons vrese te realiseer, maar om die doele te wil bereik, dit kan verwesenlik. Dis wat ons moet werk. We gaan alweer eens as ons net geluister het in hierdie situasie en hierdie wette is so 'n plek waar ons met die regering in gesprek is waar hierdie wette kan verander en anders optree. Of is ons nog steeds op 'n op 'n styl my word dit af is daar enige kom ons sê bou van die nuwe span om dinge te verander. Dis maar net my subjektiewe opinie op die onderwerp en ons lyn met mekaar. Ek is hoopvol, ek ben regtig dat onder die huidige minister is daar bietjie meer bemoedigheid. Definitief miskien, maar as ons eerlik wees, ons het vir mekaar reg kan sê, ons tyd het al 'n bietjie die handskroefies afval en dat as bietjie hier en daar lekker direk te beweeg. Dieselfde persone in die instansie wat ons in hierdie krisis ingedompel het, is nog steeds in beheer van sake. Hulle het nog steeds die leiersels in hulle hande, hulle bepaal die tipe van polderrol en dit wat daarmee saamgaan. Ek kan egter ook sê, ons het 2 weke terug met die sogenaamde Joint Working Group van FNB 'n fantastiese gesprek gehad. Regtig, dit was een van die mees positiewe gesprekke wat ons gehad het oor 'n baie lange tyd. Die probleem is eintlik, ons het goeie gesprekke, maar te min aksie. Waar is die dringendheid nie? Dit help ons nou aan om mekaar te bonter om die mond. Ons moet mekaar reg sê, dit is onaanvaarbaar wat op die oomblik gaan. Ons het nodig om 'n spesifieke groepering. Ek wil graag hê uitkom by soos amper soos 'n woordoek op 'n situasie. Hierdie is oorlog teen die virus op ons gebiede. Wat nog steeds 'n enorme impak het op kuddes, op die bedryf en klopke wat daarmee saamkom. Ons het nodig om iemand toegewy hieraan te wys wat seker kan maak dat hulle werklike verskil gaan maak, dat hulle regtig 'n impak kan maak. Want dit is wat ons hoor. So om te antwoord nee, ons is nie waar ons mee besig nie. Dan as daar kom ja, ons kan daar kom. Ek dink ek is baie opgebonde
oor van die goeie skeiding wat die afgelope tyd plaasgevind het. Dis vir my baie positief. Is dit genoeg? Nee. Is dit vinnig genoeg klaar? Stel ons al dit ons op. Baie dankie Kobus. Soos ek genoem het, ons het 'n uitdaging wat betrek private deelname. Dit is waar ons was. Dan gaan dit daaroor dat wanneer ek verwys na privaat deelname, produsente en veearts en my, dit gaan nie net vir die instof wat jy nou kan jy die instof van publiek. Dit is nie jammer te sê, maar dit alleen is nie goed vir jou. Ons moet die hele ding holisties benadeel op terme van 'n ander wat net gebeur. So ons moet kyk na laboratorium kapasiteit. Dit help nie oomblik. Ons vergeding om weet sies jy lyk. Weet ons om ons skip, en weet nie met motors, blitte prices, doing of sy wesig om te herstel. So ons het nie ervaar benul hoe suksesvol ons was met die hele proses. En natuurlik by wat jy net vir my vra, dit gaan oor dat die private sektor is gewoon vol organiseer. Ons het verskillende verteenwoordigers op verskillende vlakke, wat dit klop werk doen, dat dit klop goed doen, maar hulle het nie die mense grondvlakse ondersteuning nie. Jy moet die boer se ondersteuning. Die boer moet verstaan waarmee jy besig. En as jy dan kan op waarde ontsluit, dan sal die loyale gebruiker van jou dieselike lene. Op hierdie stadium is ons ongelukkig baie groot make, ons gaan jou grootste vyand. Ons het geen vertrouensverhouding in samewerk met die staat nie. Begin dus 'n bietjie na rigting vir beweeg, maar daar's maar baie wankrouigheid ongelukkig op dit ek het sê. Is dit iets wat ons kan verbeter via ons kant? Maar wat jy gaan is doen, daar's goeie leierskap nodig om dit spesifiek aan te spreek. Ek sê weer, die vorige joint working group gevaarlik was uitstekend geweest. Die DV was daar, die DDK was daar, van die senior personeel in die departement was daar. Ons het al die regte vir gesê. Waar is die aksies? Sonder aksie gaan ons op die oplossings nie. So, vir geen geordende samewerking tussen die kommersiële komitee, dit is 'n baie groot probleem. Dit help nie. Dit is so goed soos jy vat 'n dam water. Gat 'n swembad, daar's 'n lieflike swembad, lollik. Nou vat ek iemand modderwater, gooi ek net die een kant uit. En dan dink ek daai modderwater hou speel in die basic swembad. Dis nie gewerk as ons werking vir ons reg wil aanpak. Dit wil seker maak ons gaan die finale oor sal. Ons moet ook deel maak van ons windpad, ons windplan. Ons wil dit ook ons stuk te pop. En dan natuurlik soos ek neem op sê, die bereik het spa, sê bedryfsorganisasies dat dit hoop dat ons dan kan. Ja. Dus weet jy veel tyd ons het nie, ek wil nie baie lank stil staan by family. Ons het nog so 'n paar minute. Iets wat belangrik is ons moet baie mooi verstaan die verskil tussen 'n ramptoestand en 'n noodtoestand. Sonder dat die noodtoestand afgeskondig is, kan ons nie regtig kyk op wat ons wil gemaak het nie, wat ons wil verhoop het nie, wat ons nodig het. Dit gaan daaroor dat daar's nodig om uit te kom by spesifiek hulpbronne. Ons het dit noodwendige hulpbronbehoefte, finansies, mannekrag, infrastruktuur. Om dit te kan doen, het ons nodig dat daar toegang verkry word vir fondse. Nou ongelukkig, wanneer jy kyk na 'n noodtoestand, dan val dit Kopta, wat deel van Kopta is die House for Tissue Leaders, en dit is 'n bietjie van 'n uitdaging. Ons het nodig om daadwerklik 'n plan te maak om 'n oplossing te vind, dat ons hierdie situasie kan eskaleer na 'n noodtoestand en ewig aan en binne sekere bepaal. Al anderste van ons hierdie siekte in die hoof te vlieg. As dit hier en daar mag in gekalm word, gaan ons dit nie reg kry nie. Dit is noodsaaklik dat hierdie kwessie koop aangespreek word. Hoe maak ons dit reg? In die eerste plek ons te begin met 'n doel. Ons moet weet wat wil ons reg kry. Beskerm en behou jou nasionale kudde aan alle koste en dis ononderhandelbaar. Vergroot ons bedryf se bydrae vir die bruto binnelandse produk. Dit maak ook meer besigheid sin. Sodra op besigheid sit, as daar 'n tolke dat verander in spel. Voer daarbey die verhogende produksievlakke wat ons moet gaan reg. Ons kyk nou goed so byvoorbeeld die impak van bakterieë, brucellose, sneekdalpoot, daai tipe van dit. Dis alles goed daai wat 'n enorme impak het. Maar wat belangrik, internasionale mark, ons moet voldoen aan ons hoë regulasies. Ons moet seker maak dat ons voldoen aan die bilaterale kopieningsomste wat ek vir tot net aan is ek van die ander bande waarmee spesifiek doen. Nou natuurlik moet ons verder speel en ek moet so heel ander gebeure kom. Ons het nodig onmiddellike landwyse implementering en toepassing van die artikel 10 wat gepubliseer is. Nou, deel van die artikel 10 om die artikel 10 te publiseer, die magverwys te publiseer, maar uit hoofde daarvan is daar 90 dae wat gegee word
om 'n sogenaamde komitee aan te stel. Die komitee is vandag nog vir aangestel. Ons het aanbevelings gemaak aan die departement toe en ons wag nog vir terugvoer daar. Die probleem is, sonder die komitee kan die artikel 10 nie in werking gestel word. Artikel 10 bepaal eintlik in 'n groot mate hoe dat jy vat aankope van jou instelling en 'n klompie goede daarmee saamgaan. Maar dis nie dit geval van nou kan jy die goed koop. As dit klop dan moet daarmee saamgaan. En die 2 Augustus alreeds was dit 90 dae terug. En die artikel 10 gepubliseer was die spelskora. Wat ons in die artikel lees wat baie belangrik is vir die voortsetting van handelaktiwiteite binne in die waardeketting. Dit het bepaal dat diere geslag kan word, dit is nie meer daai ou drakoniese reëls nie. In die artikel 9 het as ware die contingency plan is weer 'n eksplan wat daar was perfek. Het daai artikel 9 het dan pak dat natuurlik voor belangrik is. En dan minstens stuk op die ryk is. Wat daarvan kan ons dit nog nie keer? Hoeveel is hier alles wat na mee saam? Ons het nodig aktiewe bestuur van 'n weldeurdagte dekking plan en om dit reg te kry, nou operasionele bestuur sê absoluut belangrik, krities wat belang. Dis nie iets wat jy deeltyd doen nou en dan wanneer jy lui en so nie. Dis 'n voltydse werk. Om dit reg te doen, sal dit befonds word, dit moet toegerus word en dit moet bemagtig word. Dit is as ons verder kyk, ons het reeds in Februarie maand van jaar het ons gegaan en het ons voorgestelde plan gegee aan die departement, aan die ministerie. Ons het eers teruggevoer op daai plan. Daai plan het ingestyk is strategie, taktiese beplanning en aspekte wat aanspreek word en dan ons het operasioneel sou uitrol. Ons het verder gegaan, ons het die hele struktuursaak gestel, hier is maar net 'n deeltjie daarvan, van presies hoe hierdie dit aan mekaar gesit word. Al die werkers te doen. Ons het toegang tot van die beste kundiges in die wêreld, van die privaat finansiële en wetenskaplike wat by ENKT is. Wanneer jy kyk na die gesindheid van die mense wat op die ICC is, ons is baie naby aan oplossings, maar ons het al die wonderlike plan. Ons sien die etenstafel, sien daar is die kombuis, maar daar is bestanddele wat op spense nie, net word aan mekaar, en die netwerk kan by of feesmaal voortgewerkt. En dis ons probleem, ons kan back and close hier oppak. Nou, weet hoe we dit koekel. Dit gaan moeilik wees, dit kan uitdaag, sê maar dis nie onmoontlik. Groot ding is net, ons het nodig om oor te gaan nou na aksie. Dis wat een van ons kopseer, wat ek ook vir julle sê, ons sit met talerhouses, dis kieskalfiele op ons buurland. Wat baie ander goggas en ons ook kan, wat ons ook in die gesig staan. Ons het nodig om reg seker te maak dat ons die regte goed te doen. So gou as moontlik dat ons verantwoordelik en verantwoordelik daar. Maar die grootste probleem op hierdie staan is stopperrek. Dit wat nie moontlik aan die gang is in die bedryf, dis die verskillende rolspelers. Dis regtig ook al baie ons op te voldoen. Hoe draai ons weg hiervan af? Wel, ons moet kyk na goed soos verpligte inenting binne sekere zones, binne kompartemente. Ons moet 'n plan hê wat ons kan bekeer, ons weet wat bure morgen het. Het ons hier nodig aanpak gemaak, het ons gevorder. En dit bedoel ek ons inligting nodig, belangrike steeds werkenstel wat het behoorlike laboratoriums, met toeriste, met kundigheid dit. En dan weet ek voor gaan ons hier en daar die hoofdkapiek. Om eerst op te kry is nie net goed te wees nie, dit moet korrek toegedien word. Dit leef jy maar eerst en jy moet mik vir 100% so gou as moontlik. Nie min of meer 80%, 6 maande tyd, dit doen jy maar by 'n skaal van 60% hy, maar dit wat die dink jy weet, soos wat die vorige plat was. Ons het nodig om betyds op te volg. Op lugtydensifikasie, vir pragtige smeerbaarheid, gaan ongelukkig heel veel van ons plan voor ons. Maar ek wil sê van pluk die geforseerd nie. Dis vir my altyd goed dat die produsent inlig. Dis wat gebeur, dis die implikasie, dis die komplikasie hiervan. Ek wil nie net dit doen omdat ek human dit doen nie. Ek wil dit doen omdat ek glo in die meriete daarvan. En dit is die goed wat vir my belangrik is. Ons het nodig om te kyk na ons monitering en die bestuur van die siekte. Ons het met die DIVA staan vir differentiate between infected and vaccinated animals. Ons het die regte instop gebruik, maar ons het wag op die tegnologie om te bepaal, was hierdie dier siek of was hierdie dier geëet geweest. Ons het nie die wetenskap bestaan, maar in Suid-Afrika kan ons dit toepas.
Ons moet kyk na sogenaamde challenge tests, dis 'n uitdagingstoets. Kom, ek gaan sommer nou vra. As jy sê is Afrika het ons nie die vermoë nie, het ons nie vermoë in die staat nie, het ons nie vermoë privaat. Privaat het ons verseker nie vermoë. Van diegene het die staat het die vermoë, maar hulle het nie kapasiteit. Met ander woorde, van die toetse kan hulle doen. Ek sê weer, wat nou bekommerlik is, hulle gaan straks vir jou sê koerskiepbeweging. Hulle kan nie vir jou sê met watter stryd. Hulle kan nie vir jou sê met watter pis. Hulle kan nie 'n titel kan en goed doen op die oomblik op Amerikaanse. Maar die toeriste om dit te doen, dis al die toeriste, dis 'n wees soos vir Italië, wat jy van toe, is deur Suid-Afrika beskikbaar. Daar's 'n aansoek gedoen, 'n SAPRA aansoek gedoen, die SAPRA aansoek deur by die departement, waar daar gevra is asseblief, ons het hierdie goed nodig, maar aansoek is nog steeds toe. Wie moet dit goedkeur? Hoeveel dan as gewoonlik 3 handtekeninge wat dit opkom of so iets. Moet van 'n departement afkom en moet van 'n hoë vlak van die departement, met ander woorde, hoe ons wetgewing beskryf is, 'n sekere van die werk hak ook vas by die direkteur van dieregesondheid. Sy moet dit teken en wanneer sy dit teken sal van DFV en ZDV teken, dan word dit presies na SAPRA en ons kan by ek doen dit. So na minister sê dit moet gebeur, is daar nog 4 ander mense wat nog moet reageer, vinnig moet reageer. Selfs na minister gesê het, about die minister is nie verhewe bo die wet nie. Ons baie gelukkig, ons kan 'n minister wat na ons luister, wat 'n wil opdrag toe gee. Maar as jy sien die minister wie baie besig op hom loop, ek verstaan hy se wag op bekragtig. Ek weet nie wat al dit uitkom. Dis hoekom ek gesê het dat die albei net kan sien. Hierdie is 'n voltydse ding. Hierdie is 'n voltydse ding wat gedryf word en sal my voorstel wees dat die minister so gou as moontlik kyk na 'n stelsel wat hy kan sê hierso is my woorde. Ek word verwys na 'n bomswart, dit is 'n bomswart hoe ons dit oopbreek. Maar dis iemand wat toegewy hierdie taak opneem. Dat op 'n daaglikse basis die minister verslag doen en sê dis waar ons plek, ons wag op die ene, daai en ander ene en hier is agterkeke. En ek het hom gesien, dis ou wat kon op besteek neer. Ek kry op 'n film maar van 'n party mense se realize dit beskryf. Ja, ons het nodig om oor te gaan tot aksie. Dit is verskriklik belangrik. Ons weet wat om te doen bo kennis, maar as die wil nie daar is, die bureaukrasie word misbruik. Ons skuil agter wetgewing, as geen verantwoording nie. Dis hoekom ons trek waar ons trek, dit is waar ons is. Ons het nodig onafhanklike laboratoriums te bemagtig. Dis moontlik. So sê dit doen baie gevaarliker werk as met explosies. Wat in elk geval die record dan vry is. Kyk sommer op die hele paar zones. So waar kan dit nie gebeur? Ons het regtig nodig om dit aan die gang te kry. Dit ander woorde, ons kyk na laboratoriums, ons kyk na staat en privaat of ons heil gaan lê by privaat. Hoekom is ons deesdae veilig in sekere plekke? Nie waar die polisie so net kyk is. Daar's privaat sekuriteitsmaatskappye wat die werk kan doen. Of jy doen eie beveiliging. Ons moet ons virusmateriaal kry by Pirbraai, NASA, klop wat gedoen op 'n plek kry. En dan die belangrikste ding van alles is ons het nodig om saam te werk. Samewerk met dit wat ons oor hierdie wet kom doen anders. Kobus, baie dankie vir jou tyd. Dankie vir al jou moeite. Ek waardeer dit regtig. Is 'n mond vol. Kan ek voor as iemand in die gehoor het 'n moeilike vraag of 'n maklike vraag vir Kobus het. Ek dink nie 'n Becky Close is 'n maklike vraag nie. Is dit so? Kobus, ek dink vir my kant as ek so na jou geluister het, as ek na die hele situasie, is dit maar baie gekompliseerd. Is nie een ding nie. Maar as ek so ek luister, het ons nodig dat ons georganiseerde landbou nog beter bestuur, maar dat dit van die grond af kom. Ek dink 'n groot deel van dit wat vandag gebeur en ek dit klink nie of die boere gehoor word nie. Ek kan nie na al die georganiseerde landbou praat nie, maar soos die stories die gange rondloop, is daar ouens wat dink my nie regtig na die manne se stemme luister en ek dink is tyd dat ons 'n bietjie weer afkom aarde toe en dan mense luister. Dankie vir almal op die huis, almal hierso wat geluister het. Ek dink Kobus sal nog so 'n paar minute hier rondom. As jy te bang was vir die mikrofoon, is jy welkom om te vra.